En wie sou kon glo dat hierdie kind wat lag en speel en sing vir al sy maatjies in die buurt en vir ons die lig sou bring. En wie sou kon droom dat hierdie kind die wonder laat gebeur, dat dooies opstaan en doowes hoor en sondaars hul bekeer. En wie sou kon raai dat hierdie kind vir wêreldse pyn en nood as verlosser aan 'n kruis sou sterf en opstaan uit die dood. En ek weet dit gewis, dat hierdie kind die redder is. En Sy vriende, goeiemôre. Baie welkom aan elke een van julle hierso. Ons het 'n besonderse oggend waar ons vir Malachi Du Plessis gaan doop en hierso is ouma en oupa is hierso en hier's 'n ouma grootjie ook. Daar is die ouma grootjie. Joh, jy lyk goed vir 'n ouma grootjie. Maar baie welkom hierso vir julle as familie ook. Familie van die Vrystaat af ook. Nee. Dis die plek om te wees in die winter. Jy wil nie in die Vrystaat wees in die winter nie. En Joep en Delien van Peer van Reineveld, waar is julle? Julle is daar so, julle kamp hierso ook. Is hier so ander besoekers hierso, vakansiegangers? Daar is ons hand op. Ja, julle kuier nou al baie lekker lank hierso by ons Marits, né? Ja, maar baie welkom. En ook die gewone lidmate, baie welkom. Ook vir julle wat hierso is vanoggend. En mag die Here regtig vir ons ryklik seën ook hierso. Op maniere wat 'n mens nie altyd beplan, werk die Here met 'n mens. Partykeer is dit 'n sinsnede, partykeer is dit 'n gedagte. En dis die wonderlike van hoe die Here werk met 'n mens. Die beste manier hoe die Here kan werk is onbepland. Dat hy jou tref in jou hart, in jou verstand. En jy weet net, dit is hy wat met jou werk. En ons bid daarvoor, dat ons sulke momente sal hê, waar ons regtig sal ervaar dat die Here besig is met ons. Sanggroep, julle kan so lank aan regmaak. Vriende, ons tema vir ons tweede kwartaal, sien julle daar 'n nuwe tree van groei. Ons gebed is en ons behoefte is om te groei in ons verhouding met die Here. Verhoudings kan nooit stil staan nie. Verhoudings moet groei, verhoudings moet sterker word. En dis ons behoefte ook om te groei in ons verhouding met die Here. En my maand se tema is kom Skepper Gees, kom help vir ons ook in hierdie groeiproses. Ons vra die Here om vir ons te kom help. Ons teksgedeelte vir die jaar waarby ons stil staan, 2 Korintiërs 5, waar Paulus sê, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby,
die nuwe het gekom. Ons wil nuwe tree gee en dit is ook deel van groei. Groei beteken iets nuuts gebeur. En dit is ook ons behoefte. Daarom as ons kom stil raak vanoggend hierso, is dit ons gebed waarmee ons begin. Here, ons wil graag groei. Ons weet nie altyd hoe nie, ons weet nie altyd hoe dit gaan wees nie. Maar dit weet ons het hierdie behoefte in ons hart om te groei in ons verhouding met U. Ons wil U hart beter verstaan. Ons wil ons hart beter oopmaak vir U. So kom Skepper Gees en kom help ook daarmee vir ons. So ek wil vir ons 'n geleentheid gee waar ons stil raak en waar ons hierdie gebed bid. Kom Skepper Gees, kom groei ook in my lewe. Liewe vriende, jy kan verseker weet vanoggend dat die Here 'n groter behoefte het as jy en ek om nader aan ons te groei. Daarom kan ek vanoggend vir jou groet met sy vrede vir elkeen van ons. Stil van die Heilige Sier in ons teenwoordigheid. Kom buig nou voor hom neer met eerbied en ontzag. Erken sy heiligheid en sy gerechtigheid. Wees stil van die Heilige Sier in ons teenwoordigheid. Wees stil van die heerlikheid van God, skyn oral rondom ons. Hy is met eer gekroon, met mag en majesteit. Hy kom straal helder lig, 'n glans wat ons verlig. Wees stil van die heerlikheid van God, skyn oral rondom ons. Wees stil van die Here God van mag, is leidsaam om ons heen. Hy neem ons sonde weg, genees ons grootste seën. Dit sluit die Gees se werk, of kan sy krag beperk. Wees stil van die Here God van mag, is werksaam om ons heen. Dis die wonderlike dat ons weet die Here is werksaam en nou kan ons opstaan en ons kan aan hom al die eer en die lof en die aanbidding gee.
Daar sy. Ons kinders is dun gesaai, maar julle moet by my kom kuier. Ek wil graag saam met julle kuier. 3 getroue manne. En het ons daarom 'n rosie ook. Goed, en geniet julle nog die vakansie? Ja. Lekker. Laat slaap? Lekker, ja. En van môre af is dit weer terug by die skool. Sien julle daarom uit daarna? Nee. Julle is eerlik en ek waardeer dit. Goed. Wie gaan vir ons Bybel oopmaak? Sis, sal jy vir ons kom Bybel oopmaak? En wie gaan vir ons kom aansteek? Kom steek vir ons op die ding. Okay, maak vir ons die Bybel oop. Daar sê, dis die woord van die Here waaruit ons gaan lees. Psalm. Baie dankie. En die kers wat skyn, ons sê dis die Christuskers, dis die lig van die Here wat in ons harte skyn. So, verjaarsdag. Een van julle het verjaar nie? Is daar van julle wat verjaar het, hier so aan die kerk, in die afgelope 2 weke? Jou suster het verjaar, gaan jy vir haar sjokoladietjie gee? Want die Annemarie maak 'n waawiel daar agter. Nee nie, jy moet vir ons kom help, hulle moet uitdeel, waar nog, en Tania, net daar so agter, so vat so vir ons. Almal wat hande opsteek, kry sjokolade. Nee, dis nou sommer die wat nie verjaar nie. En 'n lekker druk daar so. Wat het almal, ons moenie iemand mis nie. Het julle almal gekry wat verjaar het? Ons wil nie iemand mis nie. Wat doen ons gewoonlik? Sal jy het ook verjaar, ek het jou verjaarsdag gemis. Nou is jy soos die silent assassin daar, so steek nie hand op. Gegee vir hom Sjaal. Okay, dis sjokolade. Baie geluk. Wat sê ons van mekaar as mense verjaar? Geluk met die verjaarsdag. En dis 'n wens, né? Geluk met jou verjaarsdag en ons wens, wat wens 'n mens vir mense? Dat hulle 'n lekker dag gaan hê en nog? Laat die Here weet. Wat sê ons? Mag jy weet dat die Here jou liefhet. So dit is 'n wens, né, wat ons vir hulle ook gee. Te sê, mag jy weet dat die Here jou liefhet. En wanneer ons verjaar, dan gee ons goeie wense vir mekaar. Daai wens is amper half soos 'n gebed ook, né? Want as jy wens, mag jy weet dat die Here jou liefhet, dan is dit eintlik 'n gebed. Ons bid daarvoor dat julle sal weet dat die Here julle liefhet. Wanneer ons vir mekaar wense ook gee, dan is dit eintlik 'n gebed wat ons vir mekaar gee. Mag jy 'n goeie dag hê, dan sê ons eintlik daarmee, mag die Here by jou wees, mag die Here jou vashou. Mag jy veilig reis as ons op pad is, sê ons as 'n gebed eintlik om te sê, mag die Here jou vashou in alle omstandighede vir jou krag gee om dit te hanteer. So ons het baie wense wat ons eintlik vir mekaar gee. Dit is eintlik 'n gebed. Reg, maar ons moet vir hulle sing, né? Amper vergeet ek. So wat sal ons vir hulle sing? Wat dink jy? Veel geluk, liewe maatjie. Praat. Veel geluk, liewe maatjie, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Hooray! Mooi. So, dit het ons nou gesing en dit is ons gebed. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Lekker dat ons dit saam met julle ook kan vier. En vanoggend gaan ons 'n babatjie doop hierso en ons gaan ook 'n wens gee vir die babatjie, dat daai babatjie mag weet dat hy in die hande van die Here is en hy pappa en mamma ook. So julle moet mooi kyk daarna, hoor. Goed, ons gaan saam sing. Lekker saam sing, alle volke, klap julle hande.
En onthou daar staan nou, alle volke klap julle hande. So, Beate sê altyd vir my, sê vir die mense hulle met hulle hande klap. So, julle met julle hande klap, by die wysie gedeelte, daai. Refrein, maar julle kan regdeur ook hande klap. Maar klap hande. Kom ons loof die Here. Kom ons staan en dan sing ons saam. Reg. Goed, kom ons praat so 'n bietjie oor wense. Ons het nou so 'n bietjie daaroor gepraat. Veral ouers, né? As jy nou net dink aan wat jou wens is vir jou kinders. Dink so 'n bietjie daaraan. Wat is jou wens as jy nou kinders het? Wat sou jou wens vir oggend wees vir jou kinders? Ek dink as hulle nog jonk is, dan wens jy dat hulle 'n goeie lewensmaat sal kry, né? Dat hulle gelukkig sal wees, dat hulle 'n lewensmaat sal kry wat lief is vir hulle en dat jou kind ook sal lief wees vir die lewensmaat. Wanneer hulle so hierso einde matriek se kant toe staan en goeders, dan wens jy vir jou kinders, weet jy dat jy ergens in die lewe jou plek sal kry, 'n werk sal kry, werk sal doen, wat vir jou goed sal wees, waar jy goed versorg sal wees, 'n werkomgewing waar dit vir jou sal goed wees. Stem julle saam met my? Dis goeders wat ons wens vir ons kinders, né? Ons kinders wens dit vir ons ouers. Ons wens vir ons ouers dat hulle gesond sal wees, dat hulle veilig sal wees in ons land. Wens ons dit vir mekaar, dat ons veilig sal wees. Ek het net nou gepraat oor die paaie. Ons het nou verlede week het ons nou bietjie ver paaie gery en jy het altyd hierdie ding, jy hoop nou maar goeders gaan reg loop. Jy hoop die motor gaan nie breek nie. Jy hoop daar gaan nie 'n ongeluk op pad wees nie. Jy hoop die verkeer gaan vloei. Dit is wense wat ons het in hierdie lewe vir mekaar. En vanoggend ons vir klein Malachi, as ek nou vir Damien en vir sy mamma Janel gaan vra, wat sou julle wens wees vir hom? Dan sou daar ook 'n klomp goed wees, né? Wat julle vir hom wens. Hy sê in die begin van sy lewe, julle as oupa en ouma grootjie, jou wens vir hierdie kindjie, dat dit eintlik net goed met hom sal gaan in hierdie lewe. Ek dink die diepste wens wat ons seker vir mekaar kan hê, en vir ons kinders kan hê, is dat ons kinders in 'n verhouding met die Here sal leef.
Nee, dat my kind die Here sal ken en dat my kind sal weet ek is afhanklik van die Here. Is dit nie die grootste wens wat ons kan wens nie? Die ander goeters gebeur, maar as 'n ou in 'n verhouding met die Here is, dat dit vir hom of haar krag sal gee in hierdie lewe met al sy uitdagings. Ek dink dit is die grootste wens wat 'n mens kan wens vir jou geliefdes en vir ons vir mekaar ook. Dat jy die Here sal ken, dat jy sal weet die Here is by jou. En Paulus het hierdie wens dat hy vir die Efesiërs gebid. Want ons het mos nou vir mekaar gesê 'n wens as gelowige is 'n wens eintlik my gebed vir jou. Dat dit met jou sal goed gaan. So Efesiërs 1, hierdie pragtige gebed wat Paulus bid. Kom ons lees dit saam. Hier van vers 15 af praat hy met die gelowiges daar in Efese. Hy sê vir hulle: "Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie, wanneer ek in my gebede aan julle dink nie." So, Paulus sê hierso, kinders, hy dink aan mense en hy sê: "Joh, ek is so dankbaar dat julle lief is vir mekaar en dat julle omgee vir mekaar. En wanneer ek bid, het julle al, as julle in jou gebede, dink jy aan ander mense? Aan wie dink julle as jy bid? Vir wie bid jy? Soms, vir wie? Vir God. En dan praat jy nou met God en dan sê jy vir hom: "Wees asseblief." Bid julle vir mamma en pappa? Ja. Vir maatjies, vir boetie en sussie, vir oupa en ouma, dan praat jy met die Here. Dis wat Paulus hier doen. Hy praat met die Here. Sê: Here, onthou asseblief vir ouma en oupa. Here, onthou asseblief vir ma en pa. Here, dankie vir my hond. Dankie vir kos, dankie vir klere. Maar ons dink aan ander mense. Dis wat Paulus hier sê. Hy sê: "Wanneer ek bid, dan dink ek aan julle en ek sê vir die Here, dankie vir julle." Kom ons gaan verder aan, vers 17. "Bid ek dat God, die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle die wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken." Hang net so 'n bietjie in daai vers. Ek bid dat God deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy wat daar ook al mag sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as die hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Vriende, daai is ook belangrik. Wie dink julle is die baas van die kerk? Wie is die baas van die kerk? Jesus. Onthou dit altyd. Groot mense, hy is die Here van die kerk. Hier is nie in die eerste plek 'n NG Kerk nie. Hier is in die eerste plek die kerk van ons Here Jesus Christus. Dis nie die dominee se kerk nie, is nie die kerkraad se kerk nie, is die Here se kerk. Dit sê Paulus daarso. God het hom aan die hoof van hierdie kerk aangestel. So vers 17, dis die een wat my nogal geraak het. Dat God hom aan ons sal openbaar. Maar kom ons begin net hier by my gebed vir jou, by die dankbaarheid. Dat dankbaarheid by ons is, wanneer ons ook vir die Here bid. Dankbaarheid vir mekaar, dankbaarheid vir ons gemeente, dankbaarheid vir familie, vir geloofsfamilie. Vriende, ons moet vir die Here dankie daarvoor sê, en ons moet vir mekaar ook sê, dankie dat jy in my lewe is, as kind van die Here. Dankie dat jy 'n verskil maak in my lewe.
Dis wat Paulus vir hulle sê, dankie. Maar dan is dit nou nog hierdie ding van, maar weet jy wat? Dit beteken nie dat ons moet ophou groei nie. Het jy agtergekom hierso, hy sê, dankie vir julle geloof en dankie vir julle liefde, maar dan is dit amper half, maar ek bid dat julle sal groei en dat julle God al beter sal ken. Verhoudings, ek het dit net nou ook gesê, verhoudings groei mos, dit beweeg mos. Dit is mos nooit stil nie, kan nie stil staan nie. En ook ons verhouding met die Here kan nie stil staan nie. En dis wat Paulus hierso sê. Ek bid dat julle verhouding met God sal groei. Dis ons tema ook, nuwe tree van groei, dat my verhouding met die Here sal groei. Waar begin groei? Groei begin by die Gees. Paulus sê, ek bid dat God deur sy Gees hom so sal aan julle sal openbaar dat julle hom werklik sal leer ken. Groei begin nie by jou en my wat 'n besluit neem in die eerste plek van ek wil die Here beter leer ken nie. Groei begin by 'n gebed, Here, werk deur u Gees in my lewe sodat ek u beter kan leer ken. Vriende, sê dit weer vanoggend vir jouself. Ontdek dit weer vanoggend by jouself. Ek het die Heilige Gees nodig as ek wil groei in my verhouding met die Here. Ons het pogingkies van ons kant af, maar jy weet dit werk nie altyd lekker nie en jy weet dit hou nie altyd lank nie. Is nie in ons nie. So, Here, Heilige Gees, kom u asseblief en kom leer vir my om waarlik te ken. Het dit vir jou geraak, sodat jy hom waarlik kan leer ken? Is daar trappe van ken? Is daar, ja, ek dink nogal so. Ek kan jou naam ken, maar dan ken ek jou nog nie. Heeltemal nie, ek ken jou naam. En dan wanneer ek jou storie so bietjie beter leer ken, begin ek jou al hoe beter leer ken. En wanneer ek elke dag met jou te doen kry, dan ken ek jou, begin ek jou eers regtig goed ken. Die Heilige Gees wil ons help om te groei, om God waarlik te leer ken. Ek is bang dat ons oor die Here dink, arme Daniel. Moenie bekommer nie. Ek is bang daarvoor dat ons baie keer nie 'n persoonlike verhouding met die Here het. Ek is bang vir kerkmense, ons, wat weet van die Here, maar hy is op 'n ver afstand. Ek is bang daarvoor. En dan, as ons vir mekaar vra, ken jy die Here? Dan sê ons, ja, ek ken die Here, maar ek het nie 'n persoonlike verhouding met hom nie. Dis 'n moeilike ding. Ons het nou die dag by die mannegroep het ons daaroor gepraat, oor 'n persoonlike verhouding, 'n intieme verhouding met die Here. En ons het vir mekaar gesê, ons manne sukkel met intimiteit, om naby te wees. Ons sukkel om te praat, ons sukkel om ons emosies te verwoord. Ons slaan boek toe soos 'n boek, en hoe meer jou vrou en jou karring om te sê, maar sê nou vir my, hoe toer maak jy die deur? Ons weet nie altyd lekker hoe om naby aan ons toe te laat. Vrouens is bietjie meer in voeling met hulle emosies en met hulle gevoelens. Ek weet die Here wil hê dat ons hom sal toelaat naby aan ons. Hom sal toelaat in ons alledaagse loop. By my werk, tussen my vriende, ek bewus sal wees van die teenwoordigheid van die Here. En dat daai teenwoordigheid vir my 'n stuk troos sal wees. Dat daai teenwoordigheid vir my 'n stuk krag sal wees, bo alle verstand. So
ek wonder oor hierdie een om hom waarlik te ken, hoe die Here hom aan jou openbaar, want hy doen dit op verskillende maniere met ons. Jy is op 'n ander plek in jou lewe as waar ek in my lewe op 'n plek is. Maar weet dit vanoggend, die Here is nie 'n afstand God nie. Hy is iemand wat wil hê dat ek hom intiem waarlik leer ken. En as dit ons gebed is in hierdie tyd, Here, maak my oë oop om U raak te sien, om meer bewus te wees van U, dan is dit reg. So my gebed vir jou is groei om hom waarlik te leer ken. Tweede een, my gebed vir jou is dat daar groei is in jou roepingshoop. Wat sê hy daar? Ek bid dat julle geestesoë so verhelder dat jy kan weet watter hoop sy roeping inhou. Ons praat baie oor hierdie ding van roeping. Weet jy waarvoor jy hier is op aarde? Weet jy hoekom die Here jou hier geplaas het? In die eerste plek, om sy liefde te weerspieël. Dis hoekom ek en jy hier geplaas is, om sy liefde te weerspieël. Kom ons vra 'n ander vraag. Wanneer jy wegstap van iemand af, wat is die gevoel wat jy 'n persoon mee agterlaat? Een van, ek voel geliefd, of iemand wat voel ek is nie waardig nie. Dis ons roeping. Ons roeping is om die liefde van die Here te weerspieël. En daarmee met die Heilige Gees ons ook help om in ons harte al hoe meer liefde in te gooi sodat ek dit kan weerspieël. Wat kos dit vir ons om vriendelik te wees? Kos niks. Dis een van die vrugte van die Gees. Vrug van die Gees is vriendelikheid. Wat kos dit vir jou om in die Pick n Pay, noem dit nou maar, die supermark, wat met my die geval was, en met jou al ook die geval was, die persoon voor jou vat haar of sy tyd, en sukkel partykeer om 'n kaart of kleingeld uit te kry, en jy het die keuse om jou ongeduld te weerspieël, of om te sê dis oukei. Jy het die keuse. Jy en ek het die keuse. En ek dink kinders van die Here moet baie meer geduldig wees. Baie meer. Hoekom? Omdat ons oulike mense is? Nee, omdat die Heilige Gees binne in ons is. En omdat die Heilige Gees vir ons sê, hey, stadiger, stadiger. Hoe laat jy mense agter as jy van hulle af wegstap? Sodat jy kan weet watter hoop sy roeping inhou. Die Here roep vir jou en vir my om hierdie verskil te maak. Waarom is ek hier? Waarom is ek hier op aarde? Die wêreld laat vir jou dalk voel jy is nie waardig nie. Wat maak jy hierso? Dit is nie jou plek nie. Dit kan wees dat dit is wat die gevoel is wat ons aan mekaar gee. Jy moet daai vraag vir jouself afvra. Waarom is ek hier? Daar's 'n baie, baie goeie rede hoekom jy en ek hier is. Daniel, you're most welcome. Ja. So, en moenie dat die antwoord vir waarom ek hier is, afhang van jou beroep, wat jy ry, waar jy bly, hoe goed jou kinders is, hoe goed jy is. Dis goeters wat verbygaan. Jy is hierso om die liefde van die Here te weerspieël. Groei is lewe, opstandingslewe. Vriende, hierdie stuk ruk vir my altyd aan die hart. As Paulus vir hulle sê, weet jy wat se krag is binne in jou? Want jy sit dalk vanoggend nou hier en jy sê, hey, jy weet nie hoe lyk my werkplek. Jy weet nie hoe lyk die mense met wie ek moet werk. Jy praat van geduld.
Dis baie lekker Dominee. Kom bietjie eendag saam met my. En ons sien hoe vinnig waai jou geduld by die deur uit. Ek stem met jou saam. Ons bly nie in 'n wêreld wat perfek is nie. Ons bly in 'n werkswêreld wat baie keer baie uitdagend is. Daarom is jy nie geduldig uit jou eie krag uit nie. Daarom kom die Heilige Gees en hy gee vir jou opstandingskrag. So onmoontlik soos wat dit was vir mense om te dink dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. So onmoontlik kan jy dalk dink, is dit vir jou om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Maar die opstandingskrag maak alles moontlik, want dit oorwin die dood. Dit oorwin die dood van ongeduld. Dit oorwin die dood van vyhandigheid. Dit oorwin die dood van haat. Dit oorwin die dood van onvergewensgesindheid. Opstandingskrag is die kragtigste krag wat daar kan wees. En is deel van jou en my, sê Paulus hierso. Kom ons lees dit weer. Hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit. Sal dit wees as ek en jy nou van hier af uitgaan in hierdie week in en sê, ek gaan met opstandingskrag in hierdie week in. Ek gaan lewe waar daar dood is. Ek gaan die bande van die dood gaan ek breek. Waar daar vyhandigheid is, sal ek met opstandingskrag lewe bring. Hoe sal dit wees? Dit sal wees soos die son wat deurbreek en 'n nuwe dag aankondig. Wat lig bring en die duisternis verdryf. So kom ons vat dit gou net weer saam. Ons gebed vanoggend vir mekaar is groei in ons verhouding. Ken hom, persoonlike verhouding met ons Here. Die groei roep ons ook. Ons het 'n roeping. Waarom is ek? Waarom is ek hier? En in die laaste plek, die groei is lewe, opstandingslewe. En die Here wil vir jou en vir my daartoe gebruik. En wanneer ons vanoggend gaan doop, vir Malachi gaan doop, dan wil die Here eintlik fisies vir ons hierso kom wys en kom sê, hey, ek lewe. En soos wat hierdie ou babietjie nog nie iets vir homself kan doen nie, so is ek, so groot is my genade, so sterk is die krag van my, dat ek het vir hierdie ou babietjie gee, want ek is Here. Daar soos hy, julle kan so lank na hom kyk, Damian gou met hom gou uit, is reg so. So vriende, dink nou net vanoggend daaraan, aan hierdie doop, en aan die grootheid van die Here se genade. Dis die Here vanoggend ook vir jou sê, weet jy, as jy voel vanoggend, Here, ek kan nie, ek weet nie hoe gaan ek dit doen nie. Ek weet nie hoe gaan ek hierdie week ingaan nie, dat die Here vir jou sê, ek sal by jou wees. Ek sal die verskil maak. Moet jy nie bekommer nie, ek is by jou. Ek sal vir jou opstandingskrag gee. Ons sal vanoggend vir Daniel ready. Daniel, we will give you a chance just now after the baptism, but we want to welcome you. Daniel is hierso van die Gideons af. Hy gaan net met ons deel oor die wonderlike werk wat die Gideons doen, die verspreiding van die woord van die Here, ook sodat mense kan weet dat Jesus Christus Here is. You are most welcome and thank you for taking the time to come and visit us. Thank you very much. Right. Is daai man reg vir ons?
Janel en Damian, ek gaan sommer vir julle vra dat julle vir ons hierso kom staan terwyl ons so kyk en dan gaan ons net na 'n paar vragies kyk. Julle kan so hierso kom staan, dan kyk julle so vir die gemeente, nie met julle rug staan nie. So as julle daarso kyk, dit waarvan julle getuig vanoggend en dit is wat ons gepraat het ook met ons doopgesprek vir julle so. Daniel, kom staan by ons. Kom staan by ons. As hy. Daar sy. So David en Janel, ons as ouers kan getuig van die God wat ons eerste geken het, en ons uitnooi om hom beter te leer ken in Christus. Kan julle daarvan getuig? Die wonderlike daarvan is, ons het nou gepraat oor ons wat in 'n nouer verhouding met die Here moet leef. Maar die Here het 'n groter behoefte om nader aan ons te leef. En dis wat hulle getuig. Ons weet van so 'n Here wat ons uitnooi om hom beter te leer ken in Christus. Die tweede plek, ons as ouers glo in die Here wat ons kind eerste geken het en liefhet. Malachi, die Here het hom al lank al geken. Nog voordat hy gebore is, het die Here hom geken en het die Here vir hom lief, en dis waarvan ons getuig. Derde plek. Met hierdie McGaster en daar. Ons as ouers aanvaar die Bybel as woord van God, wat ons vertel van God wat ons eerste geken het. Ons lees daaruit, ons moet vir ons kinders lees daaruit. Die Bybel is woord van God, aanvaar julle dit. En in die laaste plek, ons as ouers beloof om ons met ons lewe in te rig soos mense wat God ken, omdat hy ons eerste geken het. Met ander woorde, in ons alledaagse lewe wil ons so lewe dat ons kinders sal weet dat die Here hulle liefhet. Lekker lag jy vir my. Tot ek nou water op jou gaan gooi, dan gaan jy nie meer lag nie. Kom ons sing hierdie lied saam. As 'n aanbiddingslied en te sê Here, U is groot bo almal. So 'n bietjie tot. Malachi Maverick Du Plessis. Ek doop vir jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Liewe Here, U naam word gevoeg by Malachi se. En daar's nie vir ons 'n groter stuk genade as dit nie. Dat U 'n ou babietjie so liefhet. En ons bid U seën af ook op sy lewe. Amen. As 'n stuk simboliek gaan ons vra dat julle kersse aansteek. Het julle nog hande? Ek meen dat jy nog 'n vrye hand daarso. Hierso by die Christuskers steek julle so aan. Ons steek hom aan net so, dit gaan makliker wees. Daar sy, dit is teken van mamma en pappa se lig
En dan vra ons dat julle dit aansteek soos wat julle hele lig laat skyn ook in julle kinders se lewe. Daniel se liggie, Malachi se liggie. Daar sy. En ons gaan vra, Jurgen, sal jy asseblief vir Malachi sy Bybel kom gee? Dit is sy Bybeltjie wat ons vir hom gee, daar vir die oom en die tannie gee. Vir Malachi, daar sy. Goed. En hulle het 'n teksvers ook. Vriende, dit is nou die wens wat hulle het vir Malachi. Malachi, moenie bang wees nie, sê die Here, ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Jesaja 43 vers 1, dis 'n belofte van die Here af, wat hy vir Malachi gee, ook, dis julle wens ook vir julle kind. Tweede vers, Here, nie meer twyfel, vreugde en blydskap. Kom maar sit. I'll say, Daniel, I want you to come with me. Thank you so much for being here. And welcome. Do you first want us to have a look at the video? Okay, so, okay. Every Sunday, churches open their doors to communities around the world and across our country. For people to fellowship, to worship, to grow, and to renew their lives with the hope found only in the Word of God. But for many, Sunday is a day just like any other. That's where the Gideons come in. In an uncertain world, the Gideons hold on to the inspired, infallible Word of God. Where there is no way out, we turn to the Word of God. As a missionary extension of the church, Gideons meet people where they are by placing Bibles in the traffic lanes of life. And by personally sharing the message of true hope with the weary traveler, people in prisons, in hospitals, and far from churches or infrastructure. With all generations,
In rural areas, villages, and in major cities, across time zones and countrysides, and to the ends of the earth. And in doing so, millions of people are saved by one book through the work of the Holy Spirit. The Gideons as an organization has never done this work alone. It's churches, just like yours, who make their work powerful and effective in different cultures and languages throughout some 200 countries across the globe. Gideons are members of churches, dependent on God's people for prayer, for giving, and a growing membership. Because in the end, we're all carrying out one vision, striving side by side for the faith of the gospel to lead people to Christ. I trust you are well. My name is Daniel. I'm from the Gideons. Pardon my voice, just a bit of cold. I'm going to read to you the Gideon information statement. The Gideons International is an association of born-again Christian business and professional men. Since 1899, our purpose has been sharing the gospel with the world. Today, we are organized in 200 countries and publish scripture in 118 languages. We place Bibles in designated traffic lanes of life, places like hotels, hospitals, and clinics. We also distribute New Testaments to learners in schools and universities, prisons, police stations, the army, doctors' rooms, and shelters. As members of the local church, Gideons visit congregations like this to let you know how God is using the seeds that we are sowing. We are an extension of the local church and work in partnership with believers like you around the world. By God's grace, we placed and distributed 46 million New Testaments in South Africa since 1950. So this year we're celebrating 75 years in South Africa. And Gideons have got an international blitz happening starting tomorrow, where they'll be placing about 400,000 Bibles in KZN. So there are about 50 teams that will be going through the length and breadth of the country distributing the Word of God. By God's grace, we placed and distributed 46 million New Testaments in South Africa since 1950, and since 1908, close to 3 billion scriptures around the world. You might also be interested to know that we distributed hundreds of thousands of New Testaments to military personnel in the Middle East, including Iraq. The promise of Isaiah 55:11 is fulfilled, and God's word does not return void. As men, women,
boys and girls come to Christ through reading a scripture placed by a Gideon. This is a local school that we did work, just to show you the local work that we do as well, by the grace of God. This is a school in Tongaat called Belverton Secondary. It's a high school. This is a school in Verulam called Sepesishle, where we distribute the Word of God once a year to grade 8s, because once the grade 8s get it, they have it till grade 12, and then every year it's a grade 8. Okay, the one next to it on the right-hand side is Boys Town. There's also a girls' town as well. So they combine both the one Saturday. This is a yearly event because always new people that come in. And this year we reached 18 of them, and every single one gave their hearts to Christ. Isn't that glorious? So that's Boys Town this year, a Saturday morning. This is a school in Seatides called Seatides Secondary. That's where the tornado struck and the roof blew off. So that was last year, distribution last year. And this is the exact spot where the roof blew out. Interesting. So we placed the Bibles on a table, and whoever wants a copy can get a copy. We never forced the Word of God upon any learner. Okay, this is Nkosi Bomvu, Hambanati. You might know the school is one of the very big schools in Tongaat, and every year we distribute the Bibles there. And this was one of the placements that we have had at the assembly. This is a school in Verulam, Oakford Priory, and we have a distribution here every year as well. It's just for girls. That's it. Okay. How can you be involved? Please pray for the Gideon ministry locally, regionally, nationally, and internationally. If God so leads, you can contribute financially. Every cent we receive is used for the printing and distribution of Bibles. Leaflets with more information will be available at the door. Otherwise, you may use the website for more information. Or you can join as a member of the Stanger branch. Okay, we have got 3 branches very locally. Actually, it's 2. One in Tongaat, which I belong to. Ballito does not have a branch. It is our desire to start a branch in Ballito. We have got 2 members in Ballito. One is a Dube executive and the other is a dietitian, husband and wife. But we'd like to, by the grace of God, start one in Ballito. The next one is Stanger. So currently, Ballito will fall under Stanger. So you can join as a member of the Stanger branch and assist us to be God's hands and feet in your area. Lastly, you may want to become a friend of the Gideon. For more information, pick up a leaflet at the door or use the Gideon website. Just to give you an idea of what the leaflet is like, just give me a loose one, please. Just a loose one. Okay, it looks like this. It's got 4 QR codes. So if you don't know how to use a QR code, ask your grandchildren. Okay, so the first QR code, you can become a member. The second one, you can become a friend of the Gideon.
The third one, you could leave a legacy. And the last one is for information where you want to contribute any funds towards. Okay, so the 4 options here. And so you can pick up a leaflet at the door if you are interested. Okay? Okay, I'm going to end with this, just to show you the Bibles that we distribute to the schools. It's these Bibles here. Okay, we place thousands of it every year to schools, hospitals, clinics, doctors' rooms, etc. Now, when we go to the schools, we ask them to write down their name and the date. That's the day they receive the Word of God. Then we tell them about the index of topics. This Bible has got a very interesting index where it's got various topics. For example, it's got abuse, which is very common amongst teenagers, such as bullying, right? They get more information about God's Word, about abuse in the New Testament. So the seeds are planted, right? There is some topic that is bound to interest them. They've got, for example, another one, addiction, alone, anxiety, stress, death. So when they turn to the scriptures, they find direction from God's Word about those topics. At the end, and I'll be another minute more, right? We've got salvation scriptures. Okay, yeah, John 3:16, for God so loved the world that he gave his one and only begotten Son, etc. Romans 3 verse 23, all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 6:23, etc. So when they go through these scriptures and decide that they want to give their hearts to Christ, they can. Okay? And that day, when they decide to be born again, they write down the date and the name again. That's the day they are born again. It becomes their spiritual birthday. Okay, so that's what we do at schools, and we explain it to them before we give out the Word of God. And also, when we have the opportunity to talk, we use it, right, to the best of our ability. To God be the glory, and thank you for listening. Thank you very much. And we are going to pray now, and we will pray for the work. You are going to Tongaat after this. Thank you. I was wondering, there was one question in my mind. Do you get places that say you can't place Bibles? Yes, I can address that. Okay, this is a very good question. Do we get places where we can't place Bibles? Yes, indeed. Regularly, they have what you call a blitz, right? And we're given a list of schools to go to, and sometimes there are Islamic schools there on the list. And I know 2 years ago, I was part of the blitz, and I ended up in an Islamic school. But nevertheless, we try. We go and try and say, look, we want to distribute the Word of God. Can we? Right? It's better to try and fail than to fail to try, as they say, right? The second scenario is where we have the predominantly Indian schools where we go to, right? Because they've got a variety of different religions in the school, we have to get permission from the principal. The principal contacts the SGB, the school governing body. He gets permission from them, and usually that's not a problem. And our distribution is more limited in the sense that whoever wants the Word of God can take one, right? Which is the principle that we go by. Whoever wants the Word of God, you can take one. So we find that in the predominantly Indian schools, it's more limited.
But in the black schools, all of them take. No one refuses the word of God. Praise God for that. Thank you. Thank you. Thank you very much. Yes, we're going to place it. Yeah. Heavenly Father, thank you that we have our brother here. Thank you for the Gideons. Thank you for the wonderful work that they are doing. We want the world to know that you are Lord. We want the world to know that you are a loving God. And by way of spreading your word, the Bible, we try to do this. So we pray for your blessings upon all the work. We pray for open doors. In schools, we pray for open hearts. May you be glorified. We pray this in your name, Lord Jesus. Amen. Thank you. Thank you. Vriende, ons gaan nou geleentheid gee om die Here te vereer met ons dankoffers. Ons herinner vir u aan ons hulpfonds, as jy daartoe wil bydra asseblief, daar by die deure, en dan nou die pamfletjies van die Gideons, as jy daarna ook sal kyk.
Ons is volgende naweek is ons nie hier nie, ons het 'n familietroue, so Dominee Loffie Skuman, hy gaan vir ons die erediens waarneem. Loffie is 'n evangelis sendeling in hart en siel. Ek dink hy het al die gepreek, né? Ek dink so. Maar in elk geval, Loffie het baie om te sê oor sendingwerk en oor net die verspreiding van die woord van die Here. En dit sal volgende Sondag neem hy die erediens vir ons waar. Ons sluit af met hierdie lied waar ons vir die Here vra, Here, sal U saam met ons gaan? En die Here wat sê, ek sal saam met julle gaan. Sal U saam met ons gaan, sal U ons vrede gee, wees ons goed gesind, maak U wil bekend, sal U ons kom ontmoet, maak U met ons praat, soos 'n goeie vriend. Laat ons nooit alleen, want ons wil doen wat reg is, ons wil liefde bewys. Ons wil lewe voor U, bedaagsaam loop. Ja, ons wil doen wat reg is, ons wil liefde bewys. Ons wil lewe voor U, bedaagsaam loop. Ek sal saam met jou gaan, wil vir jou vrede gee, is jou goed gesind, ek maak my wil bekend, ek sal jou kom ontmoet, sal graag met jou praat, soos 'n goeie vriend. Laat jou nooit alleen, ek wil jou leer wat reg is, wil my liefde bewys. Sal die pad saam met jou stap, teenwoordig wees. Ja, ek wil leer wat reg is, wil my liefde bewys. Liewe Heer, saam met jou gee, U by jou wees. Vriende, die beste manier waarop die Here ons wil nader trek is deur sy Seun. So mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees by elke een van ons wees en bly. Die Here sien